Right, so, ons is hier in die Kaap en ons praat 'n bietjie biologie in terme van boer saam in die natuur in plaas van chemie in die natuur insit. En ons is hier by JDK boerdery en ons gaan 'n bietjie met Neil gesels. Wat het hulle laat besluit om EcoSoil te skuif? Wat was die hindering en op die einde van die dag, wat het hulle gebaat daaruit om 100% in hierdie biologiese bedryf in te beweeg? Kom ons sal luister 'n bietjie in. Hallo Neil, hoe gaan het met jou? Nee, goed, kan nie kla nie. Dankie dat ons hier by jou kan draai. Eerstens, dit lyk pragtig hier by julle. Ek weet dit raak nou amper druktyd hier in Desember. Klaar druktyd. So vertel vir my 'n bietjie van JDK boerdery en wat doen julle alles hier in die Parel? Ja, nee seker. So ons is JDK wat nou my pa vernoem is. Hy die besigheid begin en ons spits onsself toe op tafeldryfverbouing, uitvoere tafeldryfverbouing. Ons doen ook ons eie uitvoere en ja, hier by ons het ons verskeidenheid van cultivars wat ons verbou. En hoe ons by EcoSoil uitgekom het, ons is nou al hierdie seisoen is al die 4de seisoen wat ons stelselmatig oorgeskakel het na die EcoSoil benadering toe, wat in wese maar meer 'n organiese vorm van bemesting is. Waar ons nou staan op hierdie stadium van die seisoen, redelik ver gevorder. Die eerste blokke begin nou al sag te word, begin al deur te slaan. En dit lyk vir jaar weer redelik goed hier. So ons is heel tevrede waar ons nou is. Ons het klein begin. Ek dink ons wou eers vir onsself die konsep toets van die EcoSoil benadering. Soos enige verantwoordelike boer maar moet doen. Jy staan nie sommer net in 'n rigting in nie. Die ding moet eers sy meriete wys. En so ons het klein begin en ons het ook vir Jaco en sy span het ons 'n redelike uitdaging gegee. Ons het maar tipies soos 'n boer maar is, hy gee maar al sy probleemkinders, stel hy die uitdaging voor en tipies blokke wat se produksiegeskiedenis nie is wat dit moet wees nie. En ons het redelik vinnig, wil ek sê binne 2 jaar het ons redelike goeie resultate gesien. Die eerste tweede jaar selfs moes 'n ou maar wyd stap en die wingerde fyn monitor om seker te maak dat as jy beweeg na 'n stelsel toe waar jy minder afhanklik is van chemiese insette, tipies minder stikstof in hierdie geval. Op die einde van die dag is die boer se verantwoordelik vir voldoende groei. As jy nie voldoende groei het nie, gaan jy nie produksie kry nie. So ons is nou, ek dink die 4de jaar wat ons kan sê dat tot op hede toe was daar nog nie vir ons groot nadele gewees nie. In feite dalk verseker meer voordele as 'n geheel. En redelike bestendige produksies. Vir jaar is nou 'n jaar wat mooi vrugbaar is. Mens maak nie saak watter streek mens oor gesels in die bedryf nie. Almal is redelik tevrede op hierdie stadium. Maar as ek sê vir ons wat deurslaggewend was, is daai blokke wat ons redelik mee gestoei het jaar na jaar. Sekere cultivars wat nie wil set nie, wat te veel speen. Andere wat se groei dalk sonder enige stikstoftoediening heeltemal uitermatig is. Het ons redelik mooi in balans gekry, 'n goeie balans tussen vegetatief en reproduktiewe groei. So nee, ons is heel tevrede en opgewonde waar ons op hierdie punt in tyd is. En dan as mens nou kyk na die toediening van EcoSoil, hoe lyk julle proses wat julle in plek het? Ek weet julle volg die EcoDelta program, vertel my 'n bietjie meer daarvan. Ja, so die EcoDelta program wat ons maar doen is ons kry 'n verrykte kompos ekstrak by EcoSoil wat ons dan deur in 'n groot floubin, 'n sif wat binne 'n floubin is wat ons dan inplaas en dan het ons nou maar 'n kompressortjie, lugkompressortjie wat ons dan nou basies 'n tee maak of ekstrak maak uit die verrykte kompos uit en dit is eintlik maar 'n uitwas van die kompos. Dit is dan nou die basis van die program op die einde van die dag. En dan om daai mikrobes te kry. Ek dink dit is jy wil gaan na 'n stelsel toe waar die mikrobes vir jou die werk doen. En nogtans seker maak dat daar is te alle tye genoegsame voeding in die grond en in die verskeie elemente, jou mikros en jou makros. Dit kyk ons elke jaar baie mooi as ons kom by deurslaan, word daar blaarsap analises gedoen
om te bepaal dat jy weet dat ons nie besig is om by sekere blokke sekere tekorte te ontwikkel nie. En dan ja, die EcoSoil, ons begin gewoonlik so in September. Ons doen dit ons vat aan die flow-bins. Ons pomp dan daai tee pomp ons dan in 'n spuitkar in en dan word dit dan in die blok met fertigation word dan besproei deur die water op die grond. En dit is aanvanklik op 'n 2-weeklikse basis. Sekere blokke het ons al selfs bietjie kom ons sê ons hou nog steeds by die 2-weeklikse toedienings, maar dan sal ons sê nou maar die produk dalk so bietjie minder maak. Sekere blokke het ons gesien die groei is amper nog so bietjie te sterk. En dan loop dit van September maand af tot so einde November toe. Is dit so 6 of 7 toedienings wat jy doen 2 weekliks. En dan na seisoen is dit weer 3 toedienings wat jy doen. So om vir jou die groei te kry. So ja, dit is in wese. En dan soos het ons nou ook 'n bietjie gepraat het oor mense soek daai lang leeftyd op jou wingerdstok. Jy wil ons so lank as moontlik goeie produksie op hom uitkry. As ons nou praat oor EcoSoil en die mikrobes en die teruggaan in plek van jou grondmyn is dit half soos 'n koppie wat oorvloei. Jy gebruik dit wat oorbly en sit daai grondgesondheid weer eerste. Hoe lyk die gesondheid van julle wingerde teenoor as jy dit moet vergelyk met die chemie? Is daar 'n drastiese verskil of vertel my 'n bietjie meer van dit? Ja, ek moet sê ons het dit dan nog nie so direk gaan vergelyk as mens praat van kom ek sê pestdruk en plaagdruk. Die EcoSoil versus kom ons sê dit wat ons nog konvensioneel bemest nie. In teorie of in die wetenskap en navorsing wat gedoen is, word daar beweer dat jy kan met minder chemie wegkom. Ek dink nie ons is al reeds by daai punt nie. Ons is nog nie heeltemal so braaf nie. Ek dink dit sal miskien dalk later aan sal 'n mens op 'n klein skaal kan 'n mens kyk of jy op die ouend nie met jou gesonder grondbenadering of jy op die ouend meer weerstandbiedende wingerdstok op die einde van die dag het nie. Ons het ook nou, ek moet sê ons het die afgelope 3-4 jaar wat ons op die program is, het ons nog nie 'n train smash gehad met iets soos donskimmel nie. Dit sal eintlik baie interessant wees. Mens wil nie donskimmel hê nie, maar as jy 'n moeilike donskimmeljaar het, sal dit eintlik baie interessant wees om te sien hoe die twee vergelyk. Jy weet jou EcoSoil versus jou konvensionele bemesting, maar ja, ek dink wat ons wel gesien het is die eerste ding wat ons gesien het by ons wat verander is meer jou swaarder gronde wat jy na langer besproeiingsiklusse toe kan gaan. Tipies daai gronde wat wil toeslaan, wat jy bietjie minder afloop kry. Jy kan gaan na kom ek sê 4-5 ure besproeiing waar jy gewoonlik al by 2-3 ure al redelike afloop gekry het en dan as jy gaan krap in die grond dan sien jy daar's bietjie meer van 'n krummeltekstuur. En dit is nou wat die tipies wat die mikrobes se werk is om jou grondstruktuur te verbeter, dat jy meer suurstof in jou grond kan kry, tipies jou swaarder gronde, beter gaswisseling en dit is in alle opsigte voordelig vir die plant. Hoorie, baie dankie vir jou tyd. Sterkte nou. Ek weet dit raak nou vieslik hier in die Kaap as ons nou kyk na druk en alles wat nou moet gebeur. Sterkte met alles en mag dit 'n mooi seisoen wees en mag jy weer daarom hou. Ja, nee baie dankie. En die hawe is maar 'n ding wat ons met die vroeë streke nou maar baie bekommerd het so met die wind wat ons nou gehad het in November. So ja, ons hoop vir 'n mooi seisoen. Dankie Neil. So as mense kyk na die algehele verskil is dis 'n proses. Daar was genoem op die einde van die dag, jy het nie die grond geërf by jou pa nie, jy leen dit by jou kinders. En jy moet seker maak dat as hulle hier aankom, dat hulle nie sukkel met gemynde grond nie, dat die mikrobes is daar, dat die grond gesondheid op daai vlak is, dat jy kan aanhou produk lewer. Want ons is besig om in 'n tyd te wees waar 'n mens druk jou grond om seker te maak dat jy daai uitsette kan kry, want jou insette raak te duur. So, as jy 'n bietjie meer wil uitvind van EcoSoil en wat hulle vir jou kan weet, kontak hulle, kyk hier na hulle webtuiste. Hulle het meer as net die kompostee, hulle het ander produkte ook. En kyk hoe hulle jou kan help en hulle is in verskeie bedrywe, dis ook nie net tafeldrywe nie. So, dis vir ons prys oor en uit.